Jesus, groot beamal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, levende woord. Goeiedag. Prof Koenig het gister tot die slotsom gekom dat die Nuwe Testamentiese skrywers eerder in die inspirasie van die boodskap van die Ou Testament geglo het as in inspirasie van spesifieke woorde. Daarom kon hulle die vreemde vertalings van die Septuagint vrylik gebruik, omdat dit makliker op Jesus as die Messias toegepas kon word. Kom ons kyk weer na ons twee voorbeelde. In Micha 9 vers 11 en 12 word voorspel dat God weer die huis van Dawid sal herstel, en as rede word aangegee, sodat hulle, die wat oorgebly het van Edom, en al die nasies oor wie my naam uitgeroep is, in besit kan neem. Jakobus haal dit in Handelinge 15 vers 16 en 17 uit die Septuagint aan, waar die rede vir die herstel van die huis van Dawid weergegee word as, sodat die res van die mensdom die Here kan soek, ja, al die nasies oor wie my naam uitgeroep is. Jakobus doen dit omdat hierdie vertaling beter pas by sy argument, dat hulle dit nie moeilik moet maak vir nie-Jode om tot die Christelike geloof te kom, deur byvoorbeeld die besnydenis op hulle af te dwing nie. In Psalm 16 vers 8 tot 11 sê Dawid dat God hom nie aan die dood oorgegee het nie, en nie in die graf laat kom nie. Die Septuagint vertaal dit met sy liggaam wat nie ontbinding sal beleef nie. Maar dis hierdie vertaling wat Petrus op Pinksterdag aanhaal, wanneer hy die liggaamlike opstanding van Jesus verkondig. Die Nuwe Testamentiese skrywers aanvaar dus die vreemde vertalings van sekere tekste wat makliker op Jesus as die Messias toegepas kan word. Maar dis omdat hulle klaar geglo het, Jesus is die Messias, en omdat daar in elk geval baie ander messiaanse tekste in die Ou Testament was. En hulle het ook dankbaar gebruik gemaak van die tekste wat in die Septuagint as sendingtekste vertaal is. Maar dis weer omdat hulle klaar geglo het dat die evangelie vir die hele wêreld bedoel is, en daar in elk geval ook duidelike uitsprake by die profete was, dat die Here wil hê dat alle nasies hom sal dien. Ons kan die vroeë Christene dankbaar hierin volg. Nie spesifiek elke woord nie, maar die boodskap van die Bybel is die woord van God. En as ons nou terugkyk na hierdie hoofstuk, staan Jesus in die middelpunt. Dit is hom en sy boodskap wat die skrywers van die Nuwe Testament in die Oue gesoek en gekry het. Kom ons bid saam. Here Jesus, net soos wat U die middelpunt was vir die skrywers van die Nuwe Testament, help vir ons om U ook die middelpunt van ons lewe te maak, die een om wie alles vir ons draai. In Jesus se naam. Amen.